Goeiemiddag almal, dit is Steve Hollander weer van Mikrobediening en ek het 'n woord op my hart wat die Here op my hart gesit het wat ek graag met julle wil deel. En die vraag wat die Here vir my gevra het is: waarom kom jy na Jesus? Waarom kom jy na hom toe? Wat is jou motief? Kom jy vir die vrugte van die Gees? Kom jy vir daai die liefde, die vrede, daai wat jy weet wat ons almal soek, ons soek die vrugte van die Gees natuurlik. Maar wat is die eerste motivering wat jy moet hê of motief? Um so ek gaan 'n bietjie met jou praat oor hierdie vraag rondom hierdie vraag, maar kom ons bid net eers saam. Onse Vader, baie dankie dat die hemel en die aarde sal verbygaan. Hierdie hemel en hierdie aarde. Maar u woorde sal nooit verbygaan nie. Ons dankie dat u woorde vas staan. Die woorde wat u tot ons spreek is gees en is lewe. So u woorde bring u gees en u lewe. Dankie dat u nooit verander nie, Vader. Dat u woord is gister, vandag, dieselfde tot in ewigheid. Dankie dat u die een is wat ons oë nou open, sodat ons die wonders kan sien uit u woord. Dankie dat u ons verstand geopen het ook om die skrifte te kan verstaan. Ek sien die voorlesing van die heilige skrifte. En ek dank u, Vader, dat u die een is wat ons ore geopen het. Ons kies om nie wederstrewig te wees nie. Of om te backslide, soos die Engelse sê nie. Maar ons kies om die woord te eet en die woord word dan vir ons vreugde en vrolikheid vir ons hart. Dankie dat u woord ons gaan onderhou in hierdie dae wat kom. Dankie dat ons honger, dat u daai honger stuur, die honger na u woord. En ek dankie, Vader, dat ons kan terugkom na ons eerste liefde. Ons, die heel belangrikste, en dit is om te hoor, Israel moet hoor, en dat ons u moet lief hê. Ons kies om u lief te hê, en met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en ons hele krag. En ons kies ook om ons naaste lief te hê. Ons kies om te wandel soos u gewandel het, Here Jesus, ons Vader, want dit verheerlik u. En dan sê dankie daarvoor. Ons bind ook elke duiwel wat wil kom en kom steel, die woord wat wil uitgaan nou, wat uitgaan, en ons gebruik die swaard van die Gees nou teen jou. Die woord sê, dat wanneer die Here die woord uitstuur, sal dit nie leeg na hom toe terugkeer. Amen. So, waarom kom jy na hom toe? So, het jy al die goeie nuus gehoor, die gospel? En voor jy die goeie nuus hoor, moet jy ook die slegte nuus hoor, soos hulle sê. En dan gaan jy verstaan, waarom kom ons na Jesus toe in die eerste plek? Yes, ons soek daai liefde, ons soek sy vrede, maar bo dit alles, ons kom na hom toe vir 'n spesifieke rede. Ons gaan sien aan die einde. Nou die woord wat die Here my gee, is Prediker hoofstuk 7 vers 2 tot 3. Dit sê so: dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis as om te gaan na 'n huis van feesmaal of maaltyd. Want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem. So hierdie sê net vir my, dis baie belangrik, en die Bybel leer ons, dis belangriker, is beter om na 'n begrafnis toe te gaan, as om na 'n feesmaal toe te gaan. Hoekom? Want almal gaan op die ou end dood. En is beter, want daar by jy by 'n begrafnis opdag, dan dink jy daaraan. Jy weet, ons weet nie wanneer ons laaste dag nie. Ons weet nie of ons nog môre het nie. En dis belangrik om dit ter harte te neem, soos die woord sê. Nou, hierso sê om verdrietig
te wees, is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met jou hart. So, dis omdat ons dan dink, jou hart begin dink en sê, dis asof jy jouself ondersoek, daai selfondersoeking wat ons almal nodig het. So die lewende kan dit ter harte neem, dit gaan goed met die hart, want jy dink aan al hierdie dinge, dat dit net tydelik is. En soos Hebreërs 9 vers 27 sê, net soos die mense bestem is om eenmaal te sterf. So die mens is bestem om eenmaal te sterf, daarna die oordeel. Dis baie belangrik. Nou, die vraag is jy 'n goeie mens? Is jy 'n goeie mens? Die Bybel sê die meeste van die mensdom sal sê, yes, of course, ek dink ek is 'n goeie ou. Maar as ek my vergelyk met my buurman hier langs my of wat ook al, dink ek is 'n goeie ou, jy weet, want ek is nie naaste by so sleg soos die ou, soos daai Fariseer gesê het. In plaas van om te sê ek is 'n sondaar, Here, wees my genadig. En wat het Jesus gesê? Daai ene wat gesê het, Here, ek is 'n sondaar, en hy het nie sy oë opgeslaan na die hemel toe nie. Hy het nie eens gewaag om te sê hy is 'n goeie mens nie. So, kom ons toets dit. Jy weet, of jy 'n goeie. Kom ons toets dit aan God se standaard. Nou, hy gebruik die 10 gebooie as sy standaard, morele standaarde. Het jy al ooit gelieg? Dis een van die gebooie. Het jy al ooit gesteel? Het jy al ooit die Here se naam uitlik gebruik? Of met welles na iemand gekyk, wat Jesus sê egbreek is? Want een van die gebooie sê, mag jy egbreek, maar Jesus vat dit verder. Hy sien kwaad, en haat, jy weet wat oorgaan in haat, as moord in die hart. So, sy standaarde is baie hoër as ons standaarde. En hy gaan kyk na daai, jy weet, hy kyk na dit. So as al het jy al ooit gelieg? Het jy ooit gesteel? Wie het nie gelieg nie? Wie het nie gesteel nie? En wie het nie met welles na iemand anders gekyk nie? So as jy indien wel, as jy nou moet eerlik wees en jy sê yes, dan is jy 'n leienaar, 'n dief, 'n lasteraar en 'n egbreker van hart. En dis net 4 van die gebooie. Ons het nie eers deur al 10 gegaan, bro. Ek dink baie van ons het gehaat ook al. Dan is jy 'n moordenaar in die hart, volgens die woord. So as jy so sterf nou, as jy as 'n sondaar, sal jy verseker opeindig in hel. Dis wat die woord sê. Alle leenaars, diewe, lasteraars, egbrekers, hulle sal hulle deel hê in die poel van vuur. Dis wat kom. So, maar daar is goeie nuus. En dis wat ek vandag met jou wil deel. Daar is goeie nuus. Al het ons God se wette gebreek, het Jesus vir ons die prys betaal vir ons sondes met sy kosbare bloed. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dis asof jy staan in die hof en jy's voor die regter, jy is skuldig bevind. En hier kom iemand in en die regter sê vir jou vonnis is die doodstraf. En iemand kom in en hulle sê ek sal in daardie ou se plek sterf. In my plek. Jou in my plek. En hoe gaan jy voel teenoor daai persoon? Want dit is nie onwettig nie. Jy kan dit so doen. Dit is wat Jesus kom doen net vir ons. Maar die goeie nuus is hy het nie net gesterf en hy is in die graf nie. 3 dae later het hy opgestaan uit die dode. Want die graf kon hom nie hou nie. Die dood kon hom nie hou nie. En hy is lewend, gesien deur honderde ooggetuies. Hy is die beloofde Messias en verlosser. So bekeer jou, dis wat die woord sê, bekeer jou vandag nog en vertrou hom. Bou jou lewe op sy woord, op die Bybel. En hy sal jou vergewe. Dis wat hy beloof. En hy sal jou die ewige lewe gee. Hou vas in sy beloftes. En om jou dankbaarheid te wys dan, lees jou Bybel daagliks en gehoorsaam sy woord. En sluit aan by 'n Christen gemeente, laat jou doop. Ja, verseker. As jy enige gebed benodig of
gelowige geselskap of bevryding of selfs berading of om gedoop te word, jy kan my WhatsApp of 'n e-pos stuur. Kom ons sluit af met die volgende skrif. Openbaring 1:7. Kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. En vers 17 en 18 sê hy, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. En hy sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste, die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doodryk en van die dood. Alle eer aan ons ewige Vader, Jesus Christus, Yeshua, ons Messias. Baie seën vir jou en mag jy hierdie goeie nuus deel ook met jou medemens. Vrede vir jou. Shalom, shalom.